Het jy al ooit die woorde gesê, eers as ek dit self sien, sal ek dit glo? En dis hoekom ons vandag van absoluut alles foto's neem, nê? Van wat ons eet en wat ons ervaar, want sien is glo, nê? Dis reg. Maar geloof vra dikwels van ons om te glo voordat ons sien, en dis waar Thomas se storie inkom. Hy was eerlik genoeg om te sê wat baie van ons dalk dink, maar nie durf sê nie. Nou die Bybelvers vandag is Johannes 20 vanaf vers 24 tot 29. Kom ons lees dit saam. Een van die 12 disippels, Thomas, ook bekend as Didymus, was nie daar toe Jesus die eerste keer aan die ander verskyn het nie. Hulle het vir hom gesê, ons het die Here gesien, maar hy het geantwoord, ek sal dit nie glo voordat ek nie die merk van die spykers in sy hande sien en my vingers daarin sit en my hand in sy sy druk nie. Julle Thomas is nie ongelowig nie. Hy's eerlik oor sy twyfel en hy soek wat? Hy soek egtheid, ons almal soek dit. Kom ons lees verder, vers 26. 8 dae later was Jesus se disippels weer bymekaar en Thomas was by hulle. Die deure was gesluit, maar Jesus het ingekom, tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna het hy vir Thomas gesê, bring jou vinger hier en kyk na my hande, bring jou hand en sit dit in my sy. Moenie langer twyfel nie, Thomas, glo. Julle, ek hou so baie van Jesus, hy verwyd nie vir Thomas nie, hy nooi hom nader. Kom ons lees vers 28. Toe het Thomas uitgeroep, my Here en my God. Jesus het vir hom gesê, glo jy nou omdat jy my gesien het? Geseënd is die wat nie gesien het nie en tog glo. Nou julle, hier's 3 lesse uit hierdie storie. Die eerste les is, Jesus ontmoet ons in ons twyfel. Thomas het nie weggehardloop nie. Hy het in die kring van die gelowiges gebly, al het hy nie geglo nie, en dit is daar tussen hulle waar Jesus hom kom ontmoet het. Jesus skrik nie vir my en jou vra nie. Twyfel diskwalifiseer ons nie. Dit kan jou dieper inlei in ware geloof in. Die tweede les wat ons hier sien is, Jesus weet presies wat ek en jy nodig het. Jesus sê vir Thomas, presies wat hy nodig gehad het. Kom kyk, kom voel. Jesus weet waarvan jy sekerheid nodig het, en hy antwoord nie altyd met feite nie, soms antwoord hy net met sy persoonlike teenwoordigheid. Die derde les is, geloof sonder om te sien is geseënd. Jesus sê vir Thomas, geseënd is die wat nie gesien het nie en tog glo. Dis 'n seën wat vir jou en my bedoel is. Ons wat vandag kies om te glo, sonder dat ons fisies kan sien. Nou, wat is die praktiese toepassing van hierdie les vandag? Hier's 'n vraag. Is jy dalk soos Thomas, eerlik, maar vol vrae? Nou, Jesus nooi jou nie uit om op te hou vra nie, maar om na hom toe te kom met jou vrae. En dalk is dit presies daar, in die stilte, na jou twyfel, waar jy hom gaan hoor sê, vrede vir jou. Ek wil jou nou uitnooi om eerlik te wees met jouself, met God, en as jy saam met ander kyk met mekaar. Nou hier's 'n paar vrae om oor na te dink en om saam oor te gesels. Maar voordat ons na die besprekingsvrae toe gaan, kom ek bid net eers vir ons saam. Here, ek kom nou na U toe en ek bid vir U seën, vir U teenwoordigheid. Here, en as daar tans groot vrae is wat ons sukkel mee om, Here, sin mee te maak, wat ons laat twyfel, bid ek dat U in ons omstandighede sal toetree, Here, en dat U deur U teenwoordigheid en U liefde, Here, ons sal kom oortuig dat U is altyd met ons. Ons sê vir U dankie daarvoor, dankie dat ons medegelowiges het, en dankie Here dat ons nou sinvol kan praat oor hierdie gesprek. Ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen.